Right. Cool, ons begin vandag 'n nuwe reeks. En ek het gewonder of dit so slim is om 'n nuwe reeks vandag te begin, maar omdat ek iets nogals niets gaan doen vanoggend, gaan ek op julle oefen. En as al die mense terug is na hierdie vakansies, dan het julle almal gehoor, maar teen daai tyd is hy verfyn. So ons begin vanoggend 'n reeks met geestelike gewoontes. Of spiritual disciplines in Engels, of en ons gaan spesifiek kyk na die lewe van Jesus. Hoe het Jesus se ritmes gelyk? Hoe het sy lewe gelyk om hom geesvervuld te laat lewe? Nou, ek sê dit want gewoonlik as jy dink aan die Here Jesus en sy lewe op aarde en jy dink aan daai 4 boeke, Matthew, Mark, Luke en John, dan gewoonlik die eerste ding wat jou aandag vang is die wonderwerke. En die boek is vol wonderwerke, baie van wat hy geleer het, maar as ons dit lees, is ons gewoonlik nogals amazed met die groot publieke wonderwerke. En wat geneig is om te gebeur, ons skiep die dele waar die Bybel praat van sy privaat lewe. Ek dink dit is nogals tipies aan ons samelewing, ons like die groot goed. Maar ons besef nie, die groot goed is gebou op die onderbou van 'n lewe en ritmes saam met God. So ons wil 'n hele seisoen daarin spandeer, ons gaan kyk na gebed, ons gaan kyk na stilte, ons gaan kyk na vas. Hierdie goed is wat ons in Jesus se lewe sien. En na dit sal ons inbeweeg in 'n tyd waar ons bietjie gaan kyk na geestelike gawes. So, ons begin vandag 'n reeks en ek wil vandag die grondslag, ons theological grondslag lê vir iets flikker, nee. Okay, dis nie net ek nie. Van hoekom hierdie so belangrik is. So wat ons moet besef, ons gaan meeste van die tyd in die boek van Lukas wees, maar wat ons moet besef is, die eerste mense wat vir Jesus gevolg het, letterlik saam met hom gelewe en gestap het goed agtergekom van sy lewe, en vir Jesus gesê, okay, nou leer ons. Kyk gou hier so in Lukas 11, is hier 'n vers wat dit nog ons mooi opsom. Hy sê, now Jesus was praying in a certain place, and when he finished, one of his disciples said to him, Lord, teach us to pray, as John taught his disciples. So ek wil net vir julle dit duidelik maak. So Jesus se disippels het iets van sy lewe gesien. Toe sê hulle, okay, wow, help ons om dit te doen. En nie how to pray nie. Don't teach us how to pray, teach us to pray. So daar's 'n leefstyl van Jesus wat sy disippels gesien het en hulle gevra het, nou leer ons. En ek wil dit sê is ons glo dat om vir Jesus te volg is nie net om sy teaching te volg nie, maar is om sy patroon en ritme van sy lewe op aarde te volg. Maar hier's die probleem. Meeste van ons kyk na Jesus en ons sien die wonderwerke. En ons besef nie hoe krities die stil lewe van Jesus was nie. Ons skip daai deel. Of ons dink amper, hy het dit amper vir die show gedoen. Maar wat ek vanoggend wil vaslê, en ons gaan 10 teen 'n bietjie langer spandeer as wat ons hoef, maar dis alright. Dis vir die preke wat kom, sodat ons hierdie in ons grondbou kan hê, is dat hoe uiters afhanklik Jesus was van God, en dit was gekultiveer in hierdie ritmes van gebed, van stilte, van vas, van eenvoudige lewe, van diens aan ander, corporate worship, saam met mense gekom om te aanbid, soos wat ons vanoggend doen. Dit was sy lewe. So om vir Jesus te volg, is om die ritmes van sy lewe te volg, maar hier's die issue. Baie van ons dink aan Jesus soos Superman. Nou, ek weet nie of julle die Superman storie kan onthou nie, ek moes dit gaan Google het, want ek het so 'n bietjie vergeet, maar onthou jy, hy eintlik is Superman nie 'n mens nie. Okay, moet ek vir julle die Superman storie verduidelik. So Superman kom van 'n planeet, wat was sy actual naam? Nou gaan sien wie dit actual ken. Wie? Yes, dis reg. Maar hy word groot, hulle maak hom groot met 'n ander naam. Wat sy aardse naam? Clark Kent, yes. Maar die ou is eintlik 'n alien. Nee, Superman kom van 'n ander planeet af, so sê die storie. Hy het nie regtig bestaan nie, net So Superman kom van 'n ander planeet af en bevind hom op aarde.
En hy word groot in hierdie familie, en jy kan imagine is hierdie scenes van, soos hulle ontbyt eet in die pap is koud, dan zap hy dit met sy oë, want jy weet, kom hierdie superpowers deur van Superman, want hy is eintlik nie 'n mens nie. Hy vermom homself net soos 'n mens. Nou, ek dink wat gebeur is, ons kyk na Jesus soos dit. Ons weet hy's God. So ons dink, dis presies dieselfde, hy's nie regtig mens nie, so wanneer hy optree, en wanneer ons amazing goed om sy lewe sien gebeur, is dit hy amper so Superman om sy Superman krag te gebruik. Maar ek wil die vraag vra vanoggend, is dit hoe die evangelies vir Jesus aan ons bekend maak? My antwoord is nee, dit is nie. So kom ons gaan kyk so bietjie, maar eerstens, ons gaan eintlik so klein bietjie, ons gaan 'n wye draai vat. Ons gaan begin na Jesus se lewe, en een van sy volgelinge het 'n brief geskryf, en hy het hierdie 'n bekende stuk, wat dit was of 'n liedjie, of dit was 'n gedig, of 'n stuk skryf, of wat bekend was, het hy aan 'n sekere kerk geskryf, en wat basies die essence, die teologie, die doctrine vasvat van Jesus. So ons gaan so 'n bietjie theological study hier vanoggend. So kom ons gaan die boek van Filippians toe. Paulus skryf hierdie brief, en die rede hoekom hy hierdie aanhaal, is hy probeer hulle sê, julle moet nederig wees. Hou op om jouself die voordeel te probeer trek bo ander ou. En hy gebruik iets van Jesus se lewe en sê, julle moet soos dit wees. So kom ons lees hierdie teks en kom ons vertrou die Here om sin te maak van dit. Hy sê dit, have this mind among yourselves, which is yours in Christ Jesus, who though he was in the form of God, did not count equality with God a thing to be grasped, but emptied himself by taking the form of a servant, being born in the likeness of men, and being found in human form, he humbled himself by becoming obedient to the point of death, even death on a cross. Therefore God has highly exalted him and bestowed on him the name that is above every name. Kom ons bid saam, kom ons vertrou die Here vir hierdie teks. Vader, ek vra nou in die naam van Jesus, dat U ons harte sal oopmaak, dat ons sal sien wat U sê, dat ons die waarheid, die misterieuse wonderwerk sal sien, van wie Jesus is. Here, as iets gesê word wat nie akkuraat is nie, wat nie waar is nie, beskerm ons van dit. Maar gee krag aan dit wat waar is, in die naam van Jesus. Soos ek gesê het, Paulus skryf hierdie stuk, en hy probeer, en hy quote hierdie liedjie, wat 10 toe in die vroeë kerk gesing was, of gelees was, amper soos 'n creed. Ons het hierdie manier die mensdom het hierdie manier om creeds te maak, om vas te vang wat jy glo. Nou, as jy mooi na hierdie stuk gaan kyk, kry jy 'n incredible doctrine van Jesus. Jy sien Jesus voor hy, wag, dit is moeilik om te verduidelik. Jy sien Jesus, die tegniese woord is in his pre-existence. Maar scramble dit nie van julle se breine nie. Hoe kan jy exist voor jy exist het? Die punt is, voor die tweede persoon van die drie-enige God mens geword het hy bestaan. Have this mind amongst you, which is yours in Christ Jesus, who though he was in the form of God. So, hy het bestaan voor hy mens geword het. En toe sien ons sy lewe as mens. Toe sien ons hy het gekom as mens. Ons sien Kersfees. Toe sien ons sy hele lewe en toe sien ons Paasfees. Sterf van die kruis. Opgestaan en nou sien ons hom, hy sê nou het God hom opgerig en hom die naam gegee bo alle name. So jy sien die hele bestaan van Jesus, voor hy gekom het aarde toe, hoe hy gekom het aarde toe, daar's 'n bietjie van dit hoe hy geleef het as 'n mens, en hoe hy gesterf het en opgestaan het en nou heers. So kom ons gaan kyk na hierdie stuk, wat leer dit ons van die natuur van Jesus? Eerstens, daai teks wat sê, though he was in the form of God. Die idee daar, daai woord form of morph in Grieks, het die idee van om in die essence van iets te wees. So jy kan nie die essence en DNA van iets wees as jy nie dieselfde is nie, want daar's net een God. So vir Paulus om te sê, Jesus, though he was in the form of God, sê essentieel, hy was in sy hele wese God. Nou, as jy hierdie goed vir mense kinders probeer verduidelik, dit is onmoontlik. Maar dit is wat die Bybel na ons toe kom. Dit is hoekom ook geen mens kan hierdie goed opgemaak het nie. As jy 'n ding wil opmaak wat plausible is, sal jy nie met so 'n doktrine opgekom het nie.
in the New Testament, it shows that it means what something really is inside and out. So ons sien, die Bybelse skrywers en ons hou as 'n doktrine dat Jesus God is. Jesus toe hy op aarde was hy skepper God tussen die mense. Kyk gou na ander skrywers, ons sien Johannes sê dit so. Hy sê, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Ons begin hierdie doctrine van die Trinity, hierdie misterieuse, wonderlike waarheid van wie God is, begin ons raak sien. En omdat ek dit nie kan verduidelik nie, is hier 'n persoon wat 'n baie cool quote het. Hy sê dit, within his own mysterious being, God is Father, Son, and Holy Spirit. The designations are just ways in which God is God. Within the Godhead, there are three persons who are neither three gods nor three parts of God, but co-equal and co-eternally God. Die Trinity, of die drie-eenigheid, is uit sy kern 'n Christelike doctrine. Dit is mysterieus, jy kan dit nie uitdink nie, dit is bo-natuurlik awesome, soos dit na ons toe kom in die woord. En ek onthou, ek doen hierdie, want ek onthou dan, lê ek in die bed met Jan of met Lise, en dan sê ek, Jesus is nie die Heilige Gees nie. Die Heilige Gees is nie die Vader nie. Die Vader is God, die Heilige Gees is God, Jesus is God, maar ons net een God. So, toe Jesus aarde toe gekom het hy nie verander nie. Hy het nie die essence van sy DNA verander nie. Hy was heeltemal God. The Word became flesh. Nou gaan hy verder, en hy sê, though he was in the form of God, dis wat ons gekyk het, did not count equality with God a thing to be grasped, but emptied himself by taking the form of a servant, being born in the likeness of men, and being found in human form. Wat beteken dit om nie, didn't count equality with God a thing to be grasped. Nou hier kom ons by die awesome goeders uit. Wat beteken dit? Al was hy God, of is hy God, het hy sy status as God, of die voordeel wat hy gehad het as God, en in 'n manier, ons sal nou dink gou, die enigste wese in die heelal wat onafhanklik is God. Alles anders wat ons sien is afhanklik van kos, van lewe, van iets buite homself om te bestaan. God is onafhanklik. So Jesus, wat nie vasgehou het aan sy voordeel as God nie, het hom ewe skielik die onafhanklikheid van God gelos en gekom as totaal en al afhanklike mens. So in 'n manier het die God power tap toegedraai. Is dit nie amazing nie? Net in die hart van God om dit te doen. Dis hoekom hy sê, wees soos dit. Want dit is hoe ons nederig is teenoor mekaar. Jy hou nie vas aan jou advantages nie. Jy laat dit gaan om ander te dien. Dink aan, hy het alle kennis gehad. Hy het nog altyd, maar Jesus het gelewe en hy het vrae gevra, nie om ons nie om 'n trick te trek nie om te probeer Kent Clark, jy weet sy regte identity, Clark Kent, wat ek al, weg te steek nie, dis omdat hy nie geweet het nie. Imagine nou dag toe hy met die fariseërs in die tempel 12 jaar oud oor die woord van God praat. Jy weet hulle sê van, Jesus, hoe ken jy so baie? Dan sê ek, wel, ek het dit geskryf. Back in the day, jy weet. Hy het nie daai kennis gehad nie, hy moes dit geleer het. Hy moes in 'n huis groot geword het waar hy die skrif geleer het. Hier is ook 'n mooi quote van Michael Eaton wat sê, he chose a way of living that would be identical to our way of living. A life of humility, faith, prayerfulness, empowering by the Spirit, obedience to the Father, a life in close relationship with others. Although he came to be like us, it gives us an invitation to be like him. Unbelievable. God lewe as mens. So hier is my groot punt wat ek
oor en oor gaan maak, en wat ons gaan oor en oor maak, want ek glo nie, ons glo hierdie nie, en dit het baie implikasies. Sy hele lewe op aarde was gelei in afhanklikheid. Wat beteken, dit wat hy gehad het, wat hom onafhanklik gemaak het, dink soos goed soos krag, glorie, kennis, alomteenwoordig. Jy het iets nodig as jy dit het nie. Maar hy het dit opgegee. Hy het nie ophou God wees nie, but he didn't count equality with God something to be held on to or exploit. Hy het dit laat gaan. En het gekies om 'n afhanklike lewe te lewe, soos ek en jy. Heeltemal mens en heeltemal God. Maar sy hele bediening, alles wat hy gedoen het, alles wat hy geleer het, al sy wonderwerke, is nie gedoen omdat hy God is nie. Hier is die clincher, hier is die, wow, laat ek my boeke gaan check, laat die teacher brein in julle gaan sê, wow, laat ek dit gou, gaan seker maak, dis regtig so, party van julle is op Google. Dit was gedoen deur die krag wat God hom gegee het, deur die Heilige Gees. As mens. Vir my, wow, fine. So dit is nou, hoe kan ek sê, dit is nou 'n theological statement van hierdie great apostle Paul, maar kom ons gaan werk hierdie selfde uit, kom ons gaan kyk na sy lewe, en kyk of dit nou actually so was. Kom ons gaan kyk, hierdie stelling, hierdie doctrine, wat begin vorm het in die vroeë kerk, kom ons gaan kyk na sy lewe, kom ons gaan kyk in Lukas na 'n paar punte in sy lewe, of dit wel so was. Ons begin by sy doop. Kom ons lees 'n paar tekste in die boek van Lukas. Lukas 3. So now when all the people were baptized, dit is nou, voor Jesus gekom het, was daar John, sy neefie, wat 'n bediening gehad het en mense geroep het om hulle denke te verander en reg te maak vir God en te gedoop te word. En hy het gaan join. Jesus het die queue gejoin van mense wat gedoop word. Mense wat erken het, hulle is nie reg met God nie. En Jesus join die queue. Nie omdat hy nodig gehad het om terug te draai na God te doen, maar om heeltemal een te word met my en jou. Om te identifiseer met my en jou. Hy sê, and now when all the people were baptized, and when Jesus also had been baptized, and was praying, ons kom terug na dit toe, dis interessant, the heavens were opened, and the Holy Spirit descended on him in bodily form like a dove, and a voice came from heaven, you are my beloved son, with you I'm well pleased. Is nie incredible nie? Jesus het nodig gehad om sy ware identiteit laat dit bevestig word deur 'n direkte getuie van die Gees. Is dit nie amazing nie? Hy het gegroei en geleer wie hy is in die Vader. So ons sien, Jesus, voor hierdie punt, dat ek net gou dit noem, voor hierdie punt was daar nog geen bediening nie. Geen wonderwerk nie, geen demoon was uitgedryf nie, geen teaching nie. Daar was daai oomblik in Lukas waar hy 12 jaar oud was in die tempel, maar hy het nie volgelinge gehad nie, hulle was net soos, wow, hierdie ou ken die Bybel. En het 'n hart vir die dinge van God. Die Here gee die Gees vir hom, twee redes. Een, om sy identiteit te bevestig. Dis wat die Here met ons doen, wanneer ons die invulling van die Gees kry, weet ons dat ons weet, ons is 'n kind van God. Maar twee, om hom reg te maak vir sy bediening. Kom ons volg net die patroon hier vanaf, direk na dit, lees ons in Lukas 4. And Jesus, full of the Holy Spirit, returned from the Jordan and was led by the Spirit in the wilderness. For 40 days being tempted by the devil, and he ate nothing during these days. And when they were ended, he was hungry. Ek like die common sense van die Bybel. Wanneer jy nie vir 40 dae eet nie, is jy honger. Filled with the Spirit. Nou as jy gevul is jy vol. Maar kyk die eerste ding wat die Heilige Gees doen. Hy lei hom. Hy openbaar, dis wat ek vir jou wil hê. En hy lei hom in hierdie periode van een wees met God. 'n tyd van vas,
10 toe aan baie gebed en versoeking. Filled with the Spirit, full of the Spirit, led by the Spirit. Hy begin 'n patroon skep van hoe die Christelike lewe werk. Dis veronderstel om ons patroon te wees, vol van die Gees en gelei deur die Gees. Dit is die prentjie van 'n Nuwe Testament volgeling van Jesus. Gaan ons aan. And Jesus returned, dis nou na sy tyd in die wildernis, in the power of the Spirit, to Galilee, and a report about him went out through all the surrounding country, and he taught in their synagogues, being glorified by all. Sien julle die patroon? Gevul met die Gees, vol van die Gees, gelei deur die Gees, en as jy die oomblikke van deurbraak, waar jy sekere deurbrake kry, waar daar krag van die Gees is. En dit is hoekom hy toe gesê het, in die volgende teks, en dit is ons teks vir die jaar onthou julle, hy som sy bediening op, hier kom het, the Spirit of the Lord is upon me, because he's anointed me to proclaim good news to the poor. He sent me to proclaim liberty to the captives, and recovery of sight to the blind, to set at liberty those who are oppressed. So sy hele bediening, sê, ek is hier gekom, ek is God, en ek gaan uit hierdie krag uit vir julle wys ek's God. Nee, hy sê, anointed by the Spirit. My groot punt wat ek oor en oorbrei maak is dit, hy het sy hele lewe gelei as 'n mens, deur die krag van die Gees. Dink ons so aan Jesus? Hy het 'n ritme, hy het 'n weg kom oopbreek vir die wat hom volg, om soos hy te lewe. Nou, 'n ander manier om dit te sê, en ek weet nie of julle al so daaraan gedink het nie, is, Jesus het sy bediening, his public life was a matter of the gifts of the Holy Spirit. Sermon on the Mount, wat 'n gift is dit? Teaching. Ons lees ons later in die Bybel van die gifts of teaching. 'n gift van die Heilige Gees af. Nou, ek sal vir myself voorstel dat Jesus dan daai gift geopereer het. Wat van die genesings? Het een van julle al julle Bybels gelees in Korintiërs? The gifts of healing. Maak 'n storm stil, mag dalk miracles wees. Wat ook in die boek geskryf is, so sy hele lewe was uitgelewe through gifts of the Holy Spirit. Is dit nie, wel, ek begin excited raak. Net gou weer van 'n ander skrywer af. Daar's 'n stadium van Jesus se lewe waar hy die dag op 'n Sabbatdag by 'n sekere area, daar's 'n poel gewees waar daar was 'n geloof gewees of 'n bygeloof gewees dat as hierdie poel begin beweeg, dat as jy in hom inklim, word jy genees. En daar's so 'n klomp mense wat siek is en verlam is, lê nou om hierdie poel, net hoop hulle kan in hierdie ding inkom. Dit was bygeloof, by the way, dit is nie regtig gebeur nie. Dit het gebeur, maar die gedagte agter dit was nie, engele het nie die bad geroer nie. Dit was wat hulle gedink het. Jesus stap daar in, en hy genees 'n ou, wat vir 38 jaar, nee, 38 jaar daar lê. En na die tyd kom die fariseërs na hom toe en hulle kritiseer hom. Hoekom doen jy hier op 'n Sabbat? So, gosh, regtig. En dis wat op 'n stadium wat hy vir hulle sê, truly I say to you, the Son can do nothing of his own accord, but only what he sees the Father doing. Amazing. For whatever the Father does, the Son does likewise. For the Father loves the Son, and he shows him all that he himself is doing. And greater works than these will he show him, so that you may marvel. Die vraag is, hoekom het Jesus nie daar ingestap en almal genees nie? Want dis nie wat die Vader vir hom gewys het nie. So wat dit vir my sê, en wat hy sê is, Jesus het nie uit sy divinity uit hierdie werke gedoen nie. Hy het dit gedoen met permissie van die Vader en die krag van die Gees. En die punt wat ek probeer maak is dat dit is die lewe waar ons in genooi is. Ek gaan nou dit bietjie clarify. So die vraag wat ek wil vra is, hoe het hy hierdie goed geweet? Hoe het Jesus geweet? Hoe het hy geweet, ek gaan vandag hierdie goed doen, daar gaan 'n klein mannetjie in 'n boom staan, sit. Wat daai teks sê van die Vader wys hom. Nou, hoe gebeur dit? Weereens, ek love dit as julle vra en ek het my notes hierso.
Hier is die grondslag vir die reeks. Geestelike gewoontes en geestelike gawes was die innerlike en uiterlike lewe van Jesus. Het julle hom? Geestelike gewoontes, spiritual practices, prayer, fasting, reading of scripture, meditating on the word of God. Spiritual disciplines and spiritual gifts were the inner and outer life of Jesus. En ek en jy word in dit genooi. Dis hoe John Thompson dit sê, hy sê dit so, we are called into his life by using the practices he used, and we are called together to use the gift he used to serve the church and the world. Our walk with God is to follow Jesus' walk with God. Kan ons saamstem? Maar as ons dink, hy het so Superman geoperate, dan kan ons nooit hierdie glo nie. Nee, want ek bedoel, hoe kan jy my verwag om soos Jesus te lewe, want hy is God? Nee, maar wag, wow, hy het daai deel opgegee en gelewe as mens. So dit waar ons wil uitkom in die eerste plek, is om 'n leefstyl te ontwikkel van nabyheid aan God. En ons sien dit in die ritmes van gebed, van stil wees, die Here soek, hom ken in jou binnekamer. Ek dink ons moet 'n hashtag kry, bring back the quiet time. Ek weet nie, ek wonder hoeveel mense weet nog hoe om stil te word en saam met die Here te wees. Net toe ek gered was, so 20 odd jaar terug, ons was dit geleer. En ek het nie 'n klou gehad wat om te doen in die begin nie. Ons sit daar alleen, wat is dit? En na ruk begin jy oefen, jy hoor die Here se stem, jy word bemoedig in die Bybel, is dit nog 'n manier hoe ons lewe? Vriende, ons gaan nie in die toekoms kan ingaan, wat die planne wat die Here vir jou het, hoe om jou te gebruik in die toekoms. Hoe gaan jy daarby uitkom? Want dit begin met die ritmes, hierdie genade ritmes om by die Here uit te kom. Nou, net gou vinnig om te sê, die geestelike gewoontes is oop vir almal. Almal is genooi in dit. Almal is genooi om 'n gebedslewe te kultiveer. Almal is genooi om te leer hoe om die Bybel te lees. Almal is genooi om stil te raak en te vas nou en dan. Enigiemand kan dit doen. Die gawes, however, is sovereignly gegee. As ek my Bybel reg verstaan, het jy ten minste een. Het jy ten minste een geestelike gawe. Maar ons is nou die liggaam van Christus. Jesus, dink ek, het in die hele vol spektrum van die gawes van die Gees geloop. Sy kerk nou is corporately the representation of Jesus on earth. Dis Paulus' idee. Does all have the gifts of healing? Do all prophesy? Nee. Maar kom ons begin by die begin. Kom ons begin om 'n lewe te kultiveer. Waar ons leer om in die teenwoordigheid van God te lewe. Die Heilige Gees se stem te hoor. En oop te wees vir die Here om ons te gebruik. John Mark Comer sê dit. Hy sê, the first and primary goal of apprenticeship to Jesus, die woord apprenticeship is sy manier om discipleship te verduidelik. The first and primary goal of apprenticeship or discipleship to Jesus is learning to live in a constant state of awareness of and connection to the Holy Spirit. Dis ons doel. Dis die lewe waarin Jesus jou ingenooi het. Dis die goal. Die vraag is, hoe kom ons by die goal? Spiritual disciplines. Spiritual practices. Het jy al geleer hoe om te bid? Het jy al geleer om tyd uit te sit en 'n innerlike lewe te kultiveer saam met die Here? Want weer eens, dis iets wat geleer kan word. As ek dink nie dit is die logiese graad om dit te kry nie. Die ouens sê vir Jesus, teach us to pray. So jy kan dit leer. So die vraag is jy oop om te leer om saam met Jesus te stap? So kom ons sluit af met hierdie tekste, dan kry ek warm.
So vir die volgende ruk gaan ons baie spesifiek kyk na gebed. Want ek dink as jy na spiritual disciplines kyk, is dit 10-to-1 die umbrella discipline. Pray. How are we going to see this world change if God's people don't know how to pray? Nou, vinnig kan ons skuldig voel oor hierdie ding, of ek kan 'n begeerte in jou hart wees, Lord, teach me to pray. So vir die volgende paar weke, ek weet nie hoeveel nie, gaan ons kyk na gebed. Hoe leer jy om soos Jesus te lewe in afhanklikheid? Wel, kyk na wat het Jesus gedoen. Hy het gebid. En ek gaan vir julle in die boek van Lukas wys, die patroon van gebed is all over the show. Die werk van God is gebore deur gebed. I want to go as far as to say this, that even the birth of Christ came as an answer to prayer. God chose to move in the world through the prayers of his people. So jy kan 'n Christendom hê waar jy dink die hele boodskap gaan oor jou, of jy kan 'n biblical faith hê wat agterkom, ek is so lief vir jou, I died for your sins, to restore you in relationship with me. I'll give you my spirit to know my heart. And not only that, now I want to use you. I've gifted you for a life of purpose and influence, being part of this great harvest, this thing I'm doing in the earth. Jy kan kies, ons kan die consumer Christianity hê, wat klomp op YouTube en oral waar jy kyk, bumper sticker Christianity, of jy kan follow Christ. Die een wat vir jou gesterf het. Maar voor ek wil eindig, hier is die groot probleem. Hoekom ons sukkel, dink ek, om te bid. Ons voel skuldig. Want dit is dis 'n massive verskil tussen my en Jesus. En ek weet jy en Jesus ook. Jesus het nooit gesondig nie. Daar was nooit hierdie ding tussen hom en die Vader nie. So as jy dit voel, hier is die oplossing. Jesus het dit geweet, dis die hele punt. Hy het gekom om die weg oop te maak sodat jy God kan ken, sodat jy kan bid, dat die Heilige Gees uitgestort kan word in gebed. Just before I say this, I'm going off script here a little bit, but if you follow the book of Luke and Acts, look at the relationship between the Holy Spirit's presence and prayer. There's orals. Let me read you a quote. It says, Luke likes to stress the work of the Spirit, and he likes to emphasize prayer. The two themes are connected. We are likely to receive blessings of the Spirit as we pray. The disciples were in the upper room praying when the events of the day of Pentecost started with the outpouring of the Holy Spirit. Hoe kan ons die dieper lewe ervaar van God as ons nie oop is vir sy Gees? En hoe doen ons dit? Jy bid, jy vra, jy spandeer tyd saam met die Here. But this is the reason why we don't think we can pray. We think the way to God is shut. Want as jy soos ek is jy baie bewus van jou tekortkominge, van jou gedagtes, wat jy gedoen het, hoe jy weer 'n week spandeer het en jou brein was heeltemal op iets anders gefokus as God self. En dan kom jy in gebed en jy sê, what's the point? Want ek het baie goeie nuus vir jou. Een van die teachings van Jesus as mens is dat hy is 'n priester. Nou, ons moet teruggaan na die Ou Testament toe. Die idee daar is, in the Old Testament, the pattern of God's people was that once a year, a high priest chosen by God was able to enter a copy of heaven. The tabernacle was supposed to be this copy of the eternal dwelling place of God. And he would enter and present the sacrifices they made, basically, symbolically before the throne of God. And if that sacrifice was accepted, the whole of God's people was accepted. En die skrywer in die boek van Hebreërs maak die punt dat in die Ou Testament was daar baie priesters want hulle het dood gegaan, soos ek en jy. He serves for a while and then he reaches the age and then a new priest is needed. And then he says this, therefore, the former priests were many in number because they were prevented by death for continuing in office. But he, Jesus, holds his priesthood
permanently. Because He continues forever. Consequently, He is able to save to the uttermost those who draw near to God through Him, since He always lives to make intercession for them. Op hierdie oomblik is daar 'n mens in die teenwoordigheid van God, die opgestaande Jesus Christus, en hy bid vir jou. Dis wat dit sê. So wanneer jy kom om te bid, wanneer jy jou hart voor God bring, dan gaan jy, ek kom nou deur hom. Hy was aanvaar, sy offers was aanvaar, hy hoef nie uit te gegaan het nie. The high priest were only allowed in that special place of God's presence quickly, and then they had to be out again. There was no chair there. But the book of Hebrews says, when he offered once and for all himself for sin, he sat down at the right hand of God. En hy, weet jy wat doen hy terwyl hy sit? Hy bid vir jou. Hy sien Reinhard kom bid en hy sê, Vader, kyk vir Reinhard. Ek het al sy sondes vergewe. Hoor sy gebede, Here. Hoor sy gebede, Vader. Why will we not pray? If Jesus is at the right hand of God interceding for you. En as jy hierdie nie weet nie, gaan jy klein gehou word in jou gedagtes, heeltyd skuldig voel en nie na die Here toe kom nie. It sê verder in Hebrews, it says, therefore we should with boldness approach the throne of grace to find mercy and grace in the time of need. That's the one reason I don't think we pray. Kan ek dalk die musikante vra om te kom asseblief? The last scripture, we will probably in the next 2 weeks look at this whole passage, is in the book of Luke. And he ends his teaching on prayer. After the disciples say, teach me to pray, he ends his teaching with this. This is the disciples asking Jesus, teach us to pray. And this is what Jesus said at the end. What father among you, if his son asks for a fish, will instead of a fish give him a serpent? Or if he asks for an egg, will give him a scorpion? If you then, who are evil, know how to give good gifts to your children, how much more will the Heavenly Father give the Holy Spirit to those who ask Him? Nie net het Jesus 'n patroon vir ons geleer hoe om te lewe nie, hy het die sacrifice gemaak, dat ek en jy heeltemal aanvaar kan word voor God, en dat ons die teenwoordigheid van God, the real living God, kan ervaar, sy stem kan hoor. That's the life He's got for you. So often we are satisfied with breadcrumbs. When He's got a buffet, we have to learn to walk with the Holy Spirit. How are you going to do that? Ask Him. Ask Him. Vra vir die teenwoordigheid van die Gees in jou lewe. Vra vir die Here, leer my om te bid, leer my om hierdie lewe te cultivate, waar ek saam met U stap, waar ek U stem kan hoor. Die Here gee om vir jou behoeftes. Maar daar is iets groters wat hy wil vergeet, net om die volgende maand se huur te betaal. Hy cover daai maklik. Wat hy regtig vir jou wil hê, is intimiteit met die Vader. En ek voel vandag is daar mense wat weer vir die eerste keer terugkom. Ek gaan gou uitdruk hier, so ek het, while we were worshiping, I had a picture of someone losing a wallet. And the thing he was upset about, it was the license. Obviously, when we lose wallets, that's the thing. He's like, oh, I don't want to go stand in that queue. And as he looked under the car, and as he found the wallet, he saw the picture of himself on the license. And it was a younger version of himself. And I felt there's people who had a walk with God when they were younger, but they've lost it. And God is wanting to restore that to you. We
We're going to have a time of ministry. There's maybe one or two more prophetic words, but I want to invite you to come to the table in faith. This is what Jesus has done for you. He's lived the perfect human life on your behalf. And then He paid the debt for your sins. The thing that separates you from God, He said, I will take it. And He died on the cross and rose again from the dead. And now for everyone who believes that, He's willing to pour out His Holy Spirit for you to walk with God the same way He walked with God. Can I ask us to stand, please? Can I ask just for a moment for us to open our hearts? I'm going to ask that the Holy Spirit would, if you're hungry for that, the same way, how much more will the Heavenly Father give the Holy Spirit to those who ask Him? So let's just do what the Bible says. As jy oop is om te vra, net vir 'n vars bewusmaking van die Heilige Gees, wil ek jou nooi om, ek weet nie hoe jy, as jy jou hande wil opsteek, as jy jou hande wil oopmaak, as jy net 'n gebaar wil maak om te sê, Here, hier is ek. Gaan ek 'n gebed bid, en daarna gaan ek ons roep van nagmaal, en dan gaan ons dalk een of twee profetiese woorde deel. But if you need prayer this morning, if you need someone to stand with you, if that word came to you and said, I've lost the faith of my youth, almost lost my identity in God, I've built the identity on something completely other than God. God has got your number, He's wanting you back. Vader, soos die kinders hulle harte oopmaak vir U, vra ek, Here, om U Heilige Gees te gee, dat die harte nou sal kom vul met die Gees. Just as we are here, if you've never given your life to Christ, if you've never said, Jesus, I believe that you paid the debt that I owe God the Father. The invitation is for you to believe. If you believe in your heart and you confess with your mouth, the Bible says you will be saved. As jy in daai plek is wat jy vir die eerste keer sê, Jesus, ek glo in die offer vir sonde, asseblief aanvaar my as U kind, vergewe my. Can I ask you, with our eyes closed, if you're brave enough to do that, say, today I want to become a Christian. Today I want to become a follower of Christ. Kan ek jou vra om net vinnig jou hand op te steek vir my, dat ek kan sien? As jy jou hart vir Jesus wil gee vir die eerste keer vanoggend. Enigiemand? Dankie, Here. You can just pray this prayer in your heart. Father, thank you for dying for my sins. I need your forgiveness. Thank you that you accept me as a child of God. In ons tyd van gebed is daar vir my 'n woord gebring. En weet, dit is so wonderlik wat die Heilige Gees doen, want onthou, die persoon wat die woord bring, het nie 'n klou wat Waldo sou preek nie. En dit was hierdie stuk uit Hebrews 4:15. So gepraat van 'n fluister van God af. Hoor wat fluister God in jou hart in vandag. Hy sê, for we do not have a high priest who is unable to sympathize with our weakness, but one who in every respect, has been tempted as we are, yet without sin. Hy het nie gesondig nie, en hy het verstaan presies waardeur jy gaan. Presies daai ding wat maak dat jy voel, jy kan nie na hom toe kom nie, as waarvoor hy kruis toe gegaan het. En hy trek jou uit daai grot uit vandag, en hy fluister vir jou, sê, kom uit. Wat soek jy in hierdie grot van depressie en angs, en selfbejammering, en al daai goed? So, in die naam van Jesus mag al daai goed breek. So ek wil julle nooi om nagmaal toe kom gebruik, en dan soos ons bly staan, vriende, as jy gebed nodig het, veral vir die invulling van die Gees, om die Here se stem te hoor in daai sin, kan ons dalk saam met jou staan, as enige een van die woorde jou geraak het, kan ek jou vra, net om hier voor te bly staan, en soos die mense maal, gaan daar mense wees, wat hulle hand op, dat net saam met jou kom staan en bid. Ek wil julle nooi om die nagmaal te kom gebruik.
sal leiers wees, so as julle net hier voor wil